Die evangelie van Jesus Christus is nie die boodskap van aanklag, skuldgevoel en veroordeling wat jou lewe verwoes nie. Die evangelie van Jesus Christus is ook nie die boodskap wat handel rondom hoe hard jy vir God moet werk en wat jy alweer vir hom moet doen nie. Die evangelie van Jesus Christus is die wonderlike boodskap van God se ewige omhels van die mensdom, waarin jy in vryheid kan wandel en ook in vryheid kan leef. Die evangelie van Jesus Christus is die boodskap van God se aanvaarding van die mensdom, waarin die natuur wag met reikhalsende verlange vir mense om te sien, hulle is nie niks nie, maar liefgehê en gekoester deur die Here. Die evangelie is die boodskap van God se genade. En dit is waarom ons deur die genade leef. Skou, soos die enige gebore wat van die Vader kom. So wat hy sê hierso, is hy sê, hierdie opgestane Christus, wat van die Vader kom, wat uit die dood uitgebore is, wat die dood oorwin het, wat die sonde oorwin het, ons het sy heerlikheid aanskou, en daardie heerlikheid is vol genade. Met ander woorde, as ons die opgestane Christus kan sien, vir wie en wat hy regtig is, en my missie is om dit te preek vir die res van my lewe, wat daai opgestane Jesus beteken. As ons dit kan sien, dan is dit vol van genade. En wat is daai genade? Daai genade is die krag om iemand wat nie 'n kind kan hê nie, in die fisies en die wat fisies onmoontlik is, om dit te kan laat regkry. En waar dit vir ons onmoontlik is, in menslike vermoëns om sonde te oorwin, om die dood te oorwin, en enige van die goed te oorwin, kom God, hy wek 'n man uit die dood uit op, en Johannes sê, toe ons die opgestane Christus sien, toe is daai opstanding vol van genade. Die krag tot God se lewe in jou lewe, slegs deur aanskouing en verstaan van 'n opgestane Christus. Gisteraan toe kuier Nico nou net by ons, en ons braai en ons praat, en ons praat so oor kinders. En ons praat oor sekere goed wat oorerflik is. Sekere persoonlikheidsgoed wat oorerflik is. En terwyl ons so praat, toe sê ek, wie wat? Sê ek van net, wie wat? Sê iemand is 'n flegmaat wat nou sy persoonlikheid is net 'n stabiele ou. Hy toon nie emosie nie. Hy's net so. Niks maak hom bly nie, niks maak hom sad nie, hy's net so, dis hoe hy is. No ability to show emotion. Nou vind jy, maar sy kind is ook so, die klein kind is ook so. Is daar in die familie. Weet jy wat is die fout? Daar's niks fout met die kind nie. Die fout lê in die lyf. Dis 'n fisiese ding. Soos kanker. Persoonlikheidsgoed, ja, hy's net sy pa. Dis nie 'n ding wat hy aangeleer het nie. As hy onder 'n ander pa groot geword het aan die ander kant van die wêreld, gaan hy dieselfde ding doen. Want hy's uit daai fisiese pa gebore. Dis hoekom God die fisiese liggaam moes kom red uit die dood en agteruitgang, sodat ons kan glo aan 'n fisiese opgestane liggaam, sodat ons liggame en ons breingolwe en goed kan genade ontvang deur God. Vir jou, vir my, vir God om vir my te sê, of kom ek sê so, vir die wet om vir my te sê, Bertie, jy moet nou begin heilig lewe. Sonder dat God my begenadig met 'n liggaam en 'n denkswyse wat gebore is uit die opstanding van die dood, is absoluut onmoontlik. Dis so goed ek sê vir my hond, nie net verstaan Beethoven of verstaan Bach of wat ook al nie, maar gaan sê, wees 'n dirigent en skryf die musiek. Die hond kan nie. Hy kan nie. Dis nie binne sy fisiese vermoë nie. So het die mens binne in homself nie die vermoë om die heiligheid van God te kan leef nie. Jy kan dit slegs ontvang deur die genade
En toe die mens tot 'n val kom, toe die mens se liggaam tot 'n val kom, toe die mens in sy sterflikheid begin leef, toe sê God, my genade wat van die begin af was, het nog nooit geëindig nie. Ek gaan net daai genade nou wys in Christus op 'n manier dat die mens kan aanskou wat ek kan doen, dat hy kan sien ek is deel van dit, en wanneer jy dit sien en glo, dan sê jy soos Maria, Here, wat aan Jesus gedoen is, doen dit aan my. En dan glo jy dit, en dan verwag jy dat die lewende God dit in jou voortbring. Nou kan jy vir my sê, maar Bertie, dit kan ons nou 'n magdom luiheid afgee. Nou is my vraag vir jou, as jy dit sê, dit kan 'n magdom luiheid afgee, dan dink ek myself, in die lig van wat ek gesê het is, as jy die opgestane Christus aanskou, as die Christus wat die een is wat heers oor alles wat jou terughou, en jy sien waar hy is, en jy het die hoop tot daai lewe, en hy begenadig jou tot daai lewe, hoe kan daai lewe goed in jou voortbring, wat in teenstryd is met daai lewe? Dit is ons onmoontlik. Ek sal nooit vergeet, die eendag toe preek ek by 'n plek, toe preek ek hierdie genade boodskap, dis nie deur jou werk en so, en toe sê die een ou daar, steek hy sy hand op, hy sê, so met ander woorde, dit beteken, ek kan nou maar by my buurvrou gaan slaap, dit is nou nie 'n probleem. Toe sê ek, oom, ek is besig om te praat oor God, wat sê, hoe hy stof kan vat, en het so heilig maak soos God, hoe hy iets wat nie die vermoë is om deur sy werke heilig te kan wees nie, en het heilig te maak, en jy is besig om te dink aan jou buurvrou. Wat's fout, oom? Daar's fout, broer. Nie met my boodskap. Want ek het nie aan dit gedink terwyl ek preek. Ek het gedink aan die God wat skyn soos die son. Wat Paulus gesien het, wat verskyn het wat aan Paulus verskyn het op die pad Damaskus toe. Wat 'n boodskap binne in hom het, wat sê, die almagtige God, daai wat ons van gesing het, El Roi, die een wat my raak sien, hy het sy belofte kom waarmaak, hier is die eerste een gebore uit die dood, hier is ek. En weet wat, jy is my liggaam, en jy is op pad soontoe. Ek kom wys vir jou waar jy gaan eindig. Die woordjie waar Paulus, waar die engele, waar Jesus verskyn aan Paulus, is die woordjie openbaring in die Afrikaans. Deur openbaring het Paulus dit ontvang. Daai woord openbaring in die Grieks is apokalypsis, wat ons die Engelse woord apocalypse vanaf kry. Wat beteken die einde van alles? Hoe die apocalypse, jy ken mos daai flieks, die apocalypse, wanneer alles mos nou in mekaar val, alles is nou klaar. Paulus sê, op die pad van Damaskus, toe het die hemel oopgegaan en hy het die apocalypse gesien. Hy het die einde van alles gesien. En toe hy die einde van alles sien, toe sê daai man, 'n mens, wat skyn soos die son, helderder as die son. Toe sê hy, Paulus, hoekom vervolg jy my? En Paulus weet, dat hy Jesus nooit vervolg het nie, maar dat hy die kerk vervolg het. En Paulus maak die sommetjie, daai man wat so skyn, is hierdie mense. En hulle is op pad soontoe. En ek wil vir jou sê, niemand kan deur sy werke so skyn en so vir ewig lewe nie. Dis die genade van God. En hier kom hy in Johannes 1 vers 14, en hy sê, en die boodskap van die ewige lewe, ek vertaal dit nou maar soos ek dink dit nie oorspronklik sou moet, soos wat dit moet wees, en hy het vlees geword, en onder ons kom woon, en na sy opstanding het ons sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die enige gebore wat van God die Vader kom, vol van hierdie invloedryke krag, en ook 'n openbaring oor wie God werklik is. Jesus is die waarheid oor God, mense. Hy is die waarheid oor God. Ons het soveel opinies. Ou Testament, jy weet, ons gaan nou na daai skrif, ons moet hom afsluit. En God het besluit, hy gaan die aarde verdelg, en hy is so kwaai, en hy is so dit, en hy is so dat. En ons het soveel opinies oor God.
God wil net doodmaak, maar hier kom God. Toe God kom manifesteer onder ons en ons aanskou die heerlikheid van God. Dis sien ons nee, dit is nie 'n krag wat enige iemand doodmaak nie, maar dis die krag wat aan die mensdom die ewige lewe beloof en manifesteer in die vlees. Halleluja! Genesis 6 vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al sy verginsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. Die Septuagint is 'n baie belangrike Bybel. Ons kry ons Engelse Bybel, dan kry ons nou Afrikaanse Bybel, dan kry jy nou jou Hebreëse Bybel, jy kry jou Griekse Nuwe Testament en so, maar die Septuagint, die woord self beteken 70. Wat dit is, en ek wil hê jy moet dit, ek hoop jy kan nou sien hoe hierdie ding werk. Hulle het 70 rabbies gevat, voor Christus nog aarde toe gekom het. Toe die wêreld Grieks was, soos wat die Engelse moslems nou kolonies gehad het, het die Grieke daai tyd dieselfde ding gedoen. En toe het hulle besluit, hulle moet die Bybel, die Ou Testament, in Grieks vertaal. Want soos wat ons Afrikaans geleer in ons skole in 'n verpligte taal was Grieks dan nou 'n verpligte taal. En toe sê hulle vir hierdie Joodse rabbies, hulle moet nou gaan en hulle moet nou hierdie Bybel, die Ou Testament, in Grieks vertaal. Toe vat hulle 70 rabbies. Toe stuur hulle oral in plekke, jy sit op die kop, jy gaan na daai grot of jy gaan sit daar by daai gebou of wat ook al en jy vertaal die Ou Testament. Toe vertaal die Ou Testament in Grieks in. En toe die 70 by mekaar kom en hulle sit hulle dokumente langs mekaar, toe sit tot die punt en die komma presies dieselfde vertaal. 70. En dit noem ons die Septuagint, die Griekse Ou Testament. OK. So die oorspronklike was in Hebreëus. Maar nou sien ons die Grieks. En hoekom die Griekse vertaling vir ons belangrik is as jy Hebreëus lees, dan het jy 'n sekere konsep van wat die Hebreëus sê in die taal en wat ook al. Maar as 70 rabbies van daai tyd daai ding vertaal het en almal dieselfde vertaling, dan beteken dit daai rabbies daai tyd het dit so verstaan. Hulle het verstaan dis wat dit beteken. As jy byvoorbeeld nou oor 1000 jaar van nou af die woord apartheid gaan vertaal, dan gaan jy die letterlike, dan gaan jy sê it means separation. Maar as ek en jy vandag apartheid moet vertaal, dan gaan ons sê apartheid is wanneer twee groepe mense apart gebly het of apartheid het gewas van daai tyd tot daai tyd. Ons verstaan van apartheid en die letterlike betekenis van die woord is twee verskillende goed. So, as ons hom nou moet vertaal in Engels, gaan ons 'n ander woord gebruik as die letterlike vertaling. En daarom sal die ou wat oor 1000 jaar hom lees, kan verstaan wat het ons verstaan rondom daai woord. En dis hoekom daai Septuagint is nou 'n moeilike woord, wat dit beteken. En ek gaan nou Genesis lees vanuit die Septuagint. Hy sê, then God laid it to his heart. Nou kom ons vergeet net wat in die hakies is eers daar. Then God laid it to his heart. Ek het nou daar verkeerd gespel, sien ek nou. Then God laid it to his heart, that he had made man upon the earth, and he pondered it deeply. En Septuagint beteken dit die volgende, then God laid it to his heart, as jy in Hebreëus ook kyk, dan beteken dit, God het gesug in sy hart. Hy het diep gedink oor die maak van die mens, en toe sug hy het gesug in sy hart, to think with a sigh, daar moes nou gee gewees daar, to think with a sigh, that he had made man upon the earth, and he pondered it deeply. Daai ponder deeply in die Grieks beteken to express meaning by a sigh. So God kyk na die mens wat in sonde lewe en hy sug. En hy sê, hy sê nie ek het berou dat ek die mens gemaak het nie, wat hy eintlik sê is, die pyn van wanneer jy hartseer is oor iets, voel ek binne in my hart met die maak van hierdie mense. Want, lees die vorige vers daarso, hy sê in vers 5, sê hy, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en dat al sy verginsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was,
het die Here, nou vers 7, het die Here berou gekry dat die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Die Septuagint sê, then God laid it to his heart, or God was thinking with sadness in his heart, that he made man upon the earth, and he expressed what he was feeling in his heart with a sigh. En nou sê hy die volgende, en hy sê, en die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde af verdelg. Hey, ek het vanoggend daai goeie vinnig getik. Ek sal terugstaan. Ek gaan my hande afhaal. Hy sê die mens, sowel as die vee en die kruipende dier en die voëls en al wat van God, want ek het berou, dit beteken my hart te seer, dat ek hulle gemaak het. Maar Noag, en hier is die groot ding, het genade gevind in die oë van die Here. Nou luister nou hierso. Hier kom God. Hy werk in mense se harte. Hierdie skrif, baie ouens quoteer om sê, Bertie, maar kyk, as God net 'n goeie God is, kyk hoe hy Noag, kyk hoe die mense uitgedelg, kyk hoe hy alles. God kom en hy praat met elke mens se hart. En hy pleit met die mens vir honderde jare. Nou daai mense gaan nie dood gou nie. Daai mense het 900 jaar oud geword. 700 jaar. Nou kyk as ek aan my kind karring of my iets doen na 15 minute, dan raak ek redelik geïrriteerd. God is vir honderde jare besig om vir mense te sê, hey, en hoe God met hulle praat is binne in hulle harte. Hy praat binne hulle hart. En die dag toe God sien, dat daar niemand meer is, wat enigsins in hulle hart, enigse iets oorweeg rondom God nie. Hulle het klaar besluit, hulle wil nie met God nie. Toe sug hy, dat hy die mens gemaak het. Hy sug, want dit was nie sy plan met die mens nie. Dis nie wat hy wil hê nie. Hy wil nie hierdie agteruitgang hê nie. En hy sien, dat die wêreld onderworpe is aan die mens. En as hierdie mense gedagte boos is, gaan hierdie wêreld hierdie mense doodmaak. Met ander woorde, daar gaan 'n vloed kom. Goed is uit balans uit. En hy wil hulle red. En hy wil vir hulle sê, hey, ek wil jou red, ek wil jou red. Hy praat met almal. Maar hoor wat sê hy van Noag? Hy sê, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Nou kom ek wil verduidelik dit vir jou so. God kom na elkeen van jou toe. Dan vat hy jou so. Dan druk hy jou so en sê, hey, ek het jou bitter lief. Glo my man. Daar kom 'n vloed. En ek wil jou red. Kyk in my oë. En die ouens kyk in die oë van die Here en sien, ag, ek is nie lus vir al hierdie werke van die wet nie, ek is nie lus vir dit. Maar toe Noag in God se oë kyk, toe sien hy wat God bedoel. En hy sien 'n krag wat hom kan red van dit wat hom doodmaak. Hy het genade. Die Bybel sê nie, die Bybel praat daar, die Bybel sê, en Noag het genade gevind in die oë van die Here. Beteken is iets wat Noag raak gesien het en gevat het. Noag het dit gevind. Dis nie God wat besluit om nou maar genadig te wees oor 'n Noag nie. God loop met al die mense. Hy praat met al die mense. Maar Noag, toe hy sien wat God sê, toe sien hy, hey, hierdie God probeer nie my lewe vir my sad maak nie. Hierdie God probeer vir my goed wees. Daai woord genade daar is afgeleid van die woord barmhartigheid in Hebreëus, wat beteken om iemand wat swaar kry af te buig na hom toe en hom te help. Om vir hom 'n blyplek te verskaf. So wat Noag gesien het is, toe Noag met God wandel, toe sien hy nie 'n God wat mense wil doodmaak nie. Hy sien 'n God wat sê, hey, hierdie plek gaan julle verwoes en ek wil vir jou 'n blyplek verskaf waar jy veilig kan wees. Maar vandag, as ons Genesis lees, sien ons nie God sug nie, ons sien niks van daai goed nie, ons sien 'n God wat sê, hier's te veel boosheid, kom ek delg hierdie mense uit. Maar dis nie wat Noag gesien het nie. Noag het nie gesien, hier's 'n God wat mense wil uitdelg nie. Noag het gesien, hier's 'n God wat vir my 'n blyplek wil gee. En weet jy wat, op die hele aardbol was daar net een ou wat dit kon sien. Daar was net een ou, partykeer dan voel ou so, ek wonder hoeveel ouens in Malmesbury, as ons nou kyk, ons spreek genade, hoeveel ouens in die dorp gaan nou grys snap? Wel, daar was 'n tyd toe daar net een was. Ou Noag.
Hy kyk in God se oë en hy sien nee, hier's 'n God wat vir my 'n blyplek wil verskaf. Hier's ook 'n God wat by my wil bly. Hier's 'n persoon wat nie wil hê ek moet doodgaan nie, dat ek kan lewe en hy het lewe, laat ons lewensmaats kan wees. En toe hy sien dis wat God wil hê, toe sê God vir hom, kom ek wys vir jou, ek gaan maak hierdie ark. God se plan, glo ek, was dat daar 1000 arke moes wees. Dat al die mense daar kon inkom, want hierdie aarde kom tot 'n val, as gevolg van hulle eie boosheid, en hy wil hulle red van dit. En hier sien ons, die genade van God, kom red Noag, van wat menslik onmoontlik was, om van gered te wees. Ons sien die genade van God, kom doen in Maria, iets wat sy nooit sou kon doen deur haar eie werke nie. Dit niks met skuldgevoel te doen nie, dit alles te doen met God se krag, om jou te verlos van wat jou doodmaak. Want hy gee om vir jou. Ek gaan afsluit met 2 punte. Die Bybel sê in Johannes 12, dat die duiwel was 'n mensemoordenaar van die begin af. So streng gesproke was Adam en Eva vermoor. OK? Ons dink nie, hulle was ongehoorsaam gewees, en dit en dit en dit. Eintlik, in God se oë, was hulle vermoor. Maar die manier hoe hulle vermoor was deur hulle te mislei. Is goed, ek weet, hierdie kar het nie brieke nie. Nou sê ek vir 'n persoon, hey man, vat hierdie kar. Nou ry jy met hom. Maar 'n ander ou sê, hey, jy moet pas op vir daai kar. Dan kom ek, nee, hierdie kar is alright. Hoekom sê ek dit? Hoekom wil ek hê daai persoon moet daai kar ry? Want ek wil hy moet doodgaan. En dan as hy doodgaan, toe God kyk na Adam en Eva se sonde en hulle sterwe, toe sien hy dit as 'n moord. En elkeen van ons, as iemand vermoor word, dan sê hy, dis onregverdig. Sy lewe was van hom geneem. En sy lewe, as ek hom kan regverdig, sal moet teruggegee word vir hom. Dis hoekom God gesê het, Jesus word die laaste Adam, en daardie Adam gaan in ons dood in, en hy staan op uit die dood, en hy begenadig ons met lewe. Want dit was God se plan. Hierdie hele aarde, alles is gemaak vir dit. So ek wil vir jou sê, as jy goed in jou lewe het, wat nie reg is nie, as daar goed is wat jou moeg maak, as jy stres dra, as jy beklei met jou kinders, as jy 'n fout het in jou lewe, 'n verslawing of 'n ding, wil ek vir jou sê, God sien jou as 'n victim, nie as 'n sleg nie. En hy het vir jou genade. Wat hy vir jou sê, hey, ek beloof aan jou die ewige lewe en my vrug. Al wat ons moet doen is, kom ons wees soos Maria. Let it be done unto me. Dankie, Here. En dan glo jy dit maar net. En Maria het nie daai oomblik 'n babietjie gehad nie. Dit was 9 maande later het sy die babietjie gehad. OK? So wil ek vir jou sê, miskien sien jy daai ding nie vandag nie. Maar God se genade bring binne in jou 'n nuwe lewe, my vriend. Daai ding is groter as enige iets. Dit kan jou mense verlos van homoseksualiteit, kan mense verlos van enige ding wat jy aan kan dink, want dit is die herskepping van die menslike liggaam. Ouens sê vir my, maar Bert, jy weet, ouens word gay gebore. Ek sê, dis reg. My eie sussie is, ek het 3 sissies, 2 van hulle is homoseksueel. Een is getroud, sy het 'n babietjie gekry, hulle het 'n sperm gekry van 'n donor af in Noorwe. My ander sussie gaan nou trou met 'n vrou. So, wie wat? Voel ek. Ek het hulle net so lief soos altyd. Daar's geen verskil in my, ek het hulle lief. Maar ek sê vir jou, dat die krag van God se lewe maak, dat hulle nie deur daai pyn hoef te gaan, om met dit te lewe nie. En al sterwe hulle met dit, maar hulle hart sê, daar is so iets, dat God vir mens vryheid kan gee, dan sal daai vryheid in die opstanding van Christus ervaar. Dis wat ek glo. So gaan hom nie veroordeel nie, maar gaan ook nie sê, die genade van God is nie kragtig genoeg om 'n nuwe lewe in 'n persoon voort te bring. Ek weet wat God in my lewe gedoen het. Ek weet wat God in Helena se lewe gedoen het. Ek weet wat God in Hendrie se lewe gedoen het. Kan dit sien? Dis die genade van die Here.
Genade beteken nie, okay, God is nie meer kwaad nie, ek moet weer probeer. Genade is, God gee jou sy lewe.